Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Professor Kenner is besig om te kyk na hoe die heil of saligheid van die mens te doen het met die skepingsdoel van God. Baie gelowiges het heeltemal 'n ander beklemtoning oor die heil en saligheid as dit waarmee ons nou hier werk. Dit gaan vir hulle glad nie oor hierdie aarde of hierdie lewe nie, maar eerder oor die hemelse geluksaligheid, eenmaal na die dood, ver van hierdie aarde, by die Here in die hemel. Hierdie aarde sou dan net 'n jammerdal wees wat moet verbygaan. Ons sou hier net pelgrims wees, op pad na ons eintlike Vaderhuis by die Here in die hemel. Ons sal by die dood, die tydelike met die ewige verwissel, en dan kry ons in die hemel die huis wat Jesus vir ons berei het. Hierdie aardse lewe sou dan maar net 'n tydelike voorbereiding vir die ewigheid by die Here in die hemel wees. Ons lewe in die hemel sou dan die eintlike lewe wees, waarvoor hierdie lewe net 'n voorbereiding is. Maar kom ons blaai 'n bietjie deur die Bybel en kyk waar kry ons dit. Prof. Koenig begin by die Ou Testament en hy werk dit deur tot die einde van die Nuwe Testament en eindig dan by Openbaring 21 en 22. Hy vra dat ons net sal vashou aan God se skepingsdoel. Want dit is tog logies dat dit direk verband hou met heil of saligheid. God se skepingsdoel was tog seker om ons salig en gelukkig en heel te maak. En kort saamgevat het ons gesien, God se doel was om 'n aarde te maak waar ons in sy gemeenskap en onder sy sorg kan leef en hom in liefde daarvoor kan eer en dank. En dit is dalk 'n verrassing, maar die gedagte van 'n geluksalige lewe na die dood by die Here in die hemel kom nie regtig in die Ou Testament voor nie. Die skrywers van die Ou Testament ken nie regtig iets soos lewe na die dood nie. Vir 'n Ou Testamentiese gelowige is die dood 'n verskrikking. Hulle klou met alle geweld aan die lewe vas. Waarom? Juis omdat hulle die Here ken en liefhet. Hulle wil in gemeenskap met die Here bly en sy seëninge geniet. En hulle is oortuig dat hulle dit net in hierdie lewe voor die dood kan doen. Ons luister na dele uit die jong vroom koning Hizkia se gesprek met die Here as hy hoor hy gaan sterf. Sy eerste reaksie is: toe draai Hizkia sy gesig na die muur toe en hy bid tot die Here: ag Here, neem tog in ag dat ek voor u in trou en met volle oorgawe geleef het en dat ek gedoen het wat reg is in u oë. As die Here dan beloof dat hy 15 jaar kan bykry, skryf hy sy roerende lied waarin ons onder andere lees: ek het gedink ek sal die Here nie meer sien nie, want in die doderyk kan niemand u loof nie. Geen een wat dood is kan u prys nie. Niemand in die graf dink aan u trou nie. Net hulle wat nog lewe kan u loof. Die Ou Testament is vol van hierdie hartstogtelike vashou aan die lewe hier op aarde, omdat lewe vir hulle die geleentheid was om God te loof. Dis tog juist die diepste rede waarom hulle nie kans gesien het om te sterf nie. Dit was uit liefde vir God. Net in hierdie lewe op aarde kan hulle sy gemeenskap geniet en hom daarvoor loof en dank. Prof. Koenig kom later by die verandering wat in die Nuwe Testament na vore kom, waar daar ook die klem verskuif word na die lewe na die dood, die lewe in die hemel by God. Die belangrike is net dat ook hierdie Ou Testamentiese siening van die waarde van die lewe hier op aarde is net so belangrik soos ons verwagting van die lewe in die hiernamaals. Môre so 'n bietjie meer hieroor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u woord vir ons beloftes gee, wat
nie net hierdie lewe op aarde vir ons draagbaar maak nie, maar dit ook sinvol en gelukkig maak. Maar ook die verskrikking van die dood en die lewe en die hiernamaals van ons wegneem. Help vir ons om in ons denke daaroor in balans te hou, om ons nie te onttrek aan hierdie aarde en net te wag om eendag te leef nie, maar nou reeds ten volle te leef om die doel te bereik waarvoor hy ons gemaak het. Maar ook nie bang te wees vir wat gebeur wanneer ons lewe op hierdie aarde verby is nie, maar te glo dat dit dan by u voortgesit sal word en ons die volle heil en saligheid daarvan sal beleef. In Jesus se naam. Amen.